Die Here praat met ons uit Kolossense hoofstuk 1, vers 21 tot 29. Ook julle was voorheen ver van God af en vyandig gesind teenoor hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse. Maar nou het hy ook julle met hom versoen, homself versoen, deurdat sy seun as mens gesterwe het, om hulle heilig, sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof, en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is, deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan al die mense op die aarde verkondig is, en waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. Ek is nou bly oor al die lyding wat ek ter wille van julle moet verduur, want die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie. Ek verduur my deel daarvan ter wille van sy liggaam, die kerk, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die opdrag wat God my gegee het, om sy woord in volle aan julle bekend te maak. Dit is die geheimenis wat eeue en geslagte lank verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is: Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Hom verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. Daarvoor span ek my ook in en beywer ek my met die krag wat hy gee, wat kragtig in my werk. Tot sover. Klem val veral op hierdie laaste vers. Hom verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid na hom toe kan bring. Daarvoor span ek my ook in en beywer ek my met die krag wat hy gee, wat kragtig in my werk. Broeders en susters, ons ken almal 'n geheim. Net kinders, 'n geheim is iets wat jy vir iemand sê, ek gaan jou 'n geheim vertel, maar jy mag dit vir niemand vertel. 'n Dominee is iemand wat 'n geheim oorvertel. Nou sê ek dit nie, julle mag hom nie vertrou en vir hom nie vertroulike goed vertel nie, maar hy het 'n geheim wat hy nie vir homself kan hou nie. Hy het 'n geheim wat hy vir alle mense wil vertel. En hy wil hê alle mense wat hierdie geheim gehoor het, moet dit vir ander mense gaan vertel. Wat is hierdie grootste en belangrikste geheim waarvoor ons wil hoor en wat ons wil self glo en wat ons self wil oorvertel? Ons leer van hierdie geheim in Kolossense 1. Die Here gee die geheim deur Paulus. Paulus sit in die tronk en hy skryf vir hierdie gemeente en hy sê vir hulle: ek is so dankbaar julle het die geheim gehoor en julle glo dit en julle vertel dit vir ander mense. En hy sê ek wil vir julle bid dat julle hierdie geheim sal bewaar en dat julle daarin sal groei en dat julle die geheim net beter en beter sal leer ken en dat julle lewens sal verander soos wat julle hierdie geheim julle eie maak. Want hierdie gemeente in Kolosse het tussen slegte mense gebly. Daardie mense wou nie hierdie geheim alleen as kosbaar beskou nie. Hulle het vir die gelowiges gesê, as jy by die Here kom, dan moet jy tot die engele bid. Anders kan jy nie by die Here uitkom nie. En hulle het vir die mense gesê, as jy nie die Joodse tradisies onderhou nie, en al hulle feeste nie, dan kan jy nie by die Here kom nie. So hierdie vereistes het hulle gestel.
Dan sê Paulus vir hulle, nee, as jy die geheim ken, en jy glo daaraan, dan is jy 'n burger van die koninkryk van God. God vra nie hierdie goed nie. Hy is die hoof van die kerk. Hy is die hoof van almal wat hierdie geheim ken. En hy sê, wees gehoorsaam net aan my, en nie hierdie ekstra goed wat mense op julle laai nie. En dan begin hy om vir hulle te vertel, wat is hierdie geheim? En hy begin met 'n lied. Hy begin met 'n lied oor die inhoud van hierdie geheim. Hoor bietjie wat sing hy. Die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word, en alles wat nie gesien kan word nie, ook die engele om sy troon en al die geestelike magte. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar, en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam, sy kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal kan inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon, en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Kan jy al agterkom, wat is die geheim wat hier vir ons geleer word? Ken jy daai geheim? Kan jy so 'n lied oor die inhoud van jou geheim, kan jy dit sing? Jesus, die hoogste bo alles, die eerste, deur hom alles geskape, en hy het ons met God versoen. Om hierdie geheim te ken, is die beste in die hele wêreld. Sondag 1 van ons katekisme sê, dis al wat ek wil hê. My enigste troos in lewe en sterwe, ek wil nie aan myself behoort nie. Ek het die geheim gehoor, ek wil aan Jesus Christus behoort. Al wat ek wil hê, ek wil net hierdie geheim ken. My sondes is betaal. Ek is met God versoen. Ek is vergewe. Hierdie geheim sê, ek is so vergewe as God nou na my kyk. Dan sien hy geen sonde. Die beste geheim wat daar is. Hy beloof my, ek kan deel in sy heerlikheid. Hy beloof, hy sal my nooit los nie. Hy beloof, hy is altyd saam met my. Ek hoef nie eens bang te wees vir die dood nie, want die dood is dood. Christus het die dood oorwin. En ek het saam met hom oorwin. As ek die geheim ken, dan wil ek hom net loof en prys. En ek kan dit nie vir myself hou nie. En dan sê hy vir hierdie gemeente oor hierdie geheim, hoofstuk 2, vers 6 tot 14, as jy hierdie geheim ken, hoe lyk jou lewe dan? Hy sê, aangesien julle die geheim ken, moet julle naby Christus lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof en vol van dankbaarheid. Dis soos iemand wat die geheim ken lewe. En dan gaan hy verder en hy sê, as jy hierdie geheim ken, is jy so in verbondenheid met Christus. Hy sê, in hom is die volle wese van God beliggaam. En in verbondenheid met hom deel ek in Christus se volheid. En in verbondenheid met hom, waar hy wat hoof is bo die hoogste mag, bose magte, is ek besny, maar nie met die besnydenis van wat deur mense verrig word nie,
maar met die besnydenis deur Christus, hy het my sonde afgesny, weggesny. Dit het by die doop gebeur. Ek is saam met hom begrawe. Ek is so naby aan hom, my verbondenheid met hom. Ek is klaar saam met Christus uit die dood opgewek. Die dood kan my nie in die graf hou nie. Ek is klaar saam met hom opgewek. En dan sê hy, hierdie geheim is so kragtig. Dis dieselfde krag wat God nodig gehad het om Christus uit die dood op te wek, is die krag wat hy in my werk, dat ek hierdie geheim kan glo. Ken ek die geheim? Glo ek dit? Lewe ek hierdie geheim uit? En dan sê Paulus iets van homself. Hy sê, hy begin die brief daarmee, ek is deur die wil van God aangestel om hierdie geheim aan alle mense te verkondig. Hy sê, ek is geskik gemaak. So die Here maak my geloofwaardig, hy maak my geskik, ek sondige mens, om hierdie geheim te gaan vertel. Hy sê, ek is 'n dienaar van hierdie geheim, 'n dienaar van Christus om hierdie geheim te verkondig. Die woord vir dienaar sê, ek is die administrateur van die geestelike skatte. Ek is die een wat die geestelike skatte uit God se kluis vir die mense moet gee. Dis my diensknegwerk om hierdie geheim in elke huis te bring, by elke nasie, volk en taal. Dis my opdrag, sê Paulus. So as ek nou in Paulus se skoene gestaan het vandag, dan het ek gesê, het ek gehoor, die Here sê Paulus, en hy sê dit vir ons elkeen, ek het jou gekies. Paulus, ek het jou geskik gemaak, moet nooit sê, ek kan nie, ek is te sleg, ek is te dom, ek het nie die woord nie, ek het jou geskik gemaak. Paulus, ek gee vir jou die opdrag, gaan vertel die geheim vir almal. Was dan 3 keer, vir elke mens, gaan vertel hierdie geheim. Hoekom is dit so belangrik? Hoekom is dit so belangrik dat elkeen van ons die geheim moet hoor en aanhoudend hoor elke Sondag, elke huisbesoek, by elke katekisasie moet ons hierdie geheim hoor. Hoekom? Hy sê in vers 28, sodat ons geestelik volwasse kan wees. Sodat ek groei in die geloof. Sodat ek nie by baba kossies van die Bybel hou, maar dat ek die vaste kos, die diepte van die skrif in my kan inneem, dat ek 'n sterk gelowige kan word. Efesiërs 4 sê, dat elke WhatsApp en elke storieetjie wat ek hoor, my nie van my geloof wil afgooi nie, maar dat ek sterk staan soos 'n boot wat geanker is. Dat ek nader aan die Here kan kom. Paulus sê, ek is aangestel om die gemeente as volwassenes voor God te bring. Dan sê vers 29, ek sal my daarvoor inspann, ek sal my beywer. Hy sê, al word ek moeg, is dit my fokus, want die Here het my die opdrag gegee, en hy is die bron van my krag. So ons wil vir die verdie vandag sê, vanuit die woord, die Here het jou gestuur, dominee, as 'n geheimverteller vir hierdie gemeente. Hy het jou geroep, hy het jou deur jou lewe gevorm, deur die teologiese skool, deur die gemeentes wat jy bedien, het hy jou geskik gemaak. Hy het jou aangestel. Hy het jou die opdrag gegee. Vertel vir die mense in 3 riviere hierdie geheim. Al wat jy hoef te doen. Hy sê, maar jy moet dit met wysheid doen. Jy moet dit met liefde doen.
Jy moet dit bidtend doen. Leer hulle wat is die inhoud van hierdie geheim, sodat elke lidmaat kan groei, kan sê ek ken vir Jesus, ek ken hom intiem persoonlik, ek ken die geheim. Moet jy hom nie verder ons glo, dat jy self naby die Here sal lewe, naby die bron van die krag, dat jy ingeprop sal wees in goddelike krag, om aan te hou om hierdie geheim te vertel. En dat jy saam met Cecile en jou kinders, dat julle hierdie gemeente voor die Here kan bring, dat hierdie babatjies groot word, volwasse word in die geloof, en dat hulle saam met ons die Here sal loof en sal prys, saam met ons eendag in die heerlikheid van God kan ingaan, altyd by hom kan wees, aan die geheim kan vat, daar die merke in sy hande en sy voete kan sien, hom in die oë kan kyk, dat ons kan sê, ek ken u, want u het my geken, u het vir my geleer van die geheim. Broeders en susters, ontvang vir die dominee en sy gesin, of jy van hulle hou of nie, ontvang hom as iemand wat deur God gestuur is. Jy mag nie negatief wees teenoor iemand wat God stuur nie. God het hom gestuur met 'n doel. Hy het hom aangestel, hy het hom beskik gemaak. Wat kan julle doen? Wat kan hierdie gemeente doen? Elke dag vir hom en sy gesin bid. Bid vir die krag van God. Dat hulle nie sal ophou. Wat kan ek doen? Ek kan luister. Luister na die geheim. Ek kan die inhoud van die geheim met 'n honger te beter wil leer ken, deur elke Sondag, elke Bybelstudie, elke geleentheid hier te wees. Ek wil meer weet van hierdie grootste geheim, want ek wil dit vir ander gaan vertel. Ek is maar 'n boemelaar, ek is maar 'n sondaar, wat die geheim gehoor het, waar kan ek 'n ou broodjie kry? Waar kan ek die lewende brood kry? En ek wil dit vir ander boemelaars gaan vertel. Waar is die lewende brood? Ek ken die geheim. Ek wil dit vir my kinders vertel. Ek kan dit nie vir myself hou nie. Daarom is hierdie gemeente se droom, se visie, is kom groei saam in Christus. Kom groei saam in hierdie geheim. Maar ons gaan groei. Ons gaan nie meer stil staan. Jesus Christus is die Seun van die lewende God. Hy is my verlosser, hy is my Here, hy is my saligmaker. Ek wil niks meer hê as net vir hom nie. My lewe moet sê, aan hom kom toe alle lof en eer en dank tot in ewigheid.